Goeiemôre en welkom hier by Inspireer. Lekker om saam met jou te kuier. Dankie vir al jou boodskappe, jou likes, jou shares en jou kommentare daar op ons blaaie. Ons kyk uit vir jou en ons geniet dit om te hoor hoeveel mense van waar af inskakel en so meer. So dis altyd lekker om saam met jou te kuier. Hierdie week gesels ons oor die tema: is ek 'n ware en 'n waardige vriend vir Christus? En ons het gister gesels, Jesus kom bewys dat hy die beste vriend vir my en vir jou kan wees ooit, deur in ons plek te sterf. So, hy hoef nie sy vriendskap aan ons verder te bewys nie. Hy het alles betaal vir my en vir jou. Meer as dit, gee hy vir ons sy Heilige Gees as geskenk. Meer as dit sê hy kom woon nou in ons en by ons en hy doen die lewe saam met ons. So, sy vriendskap bewys hy nie net deur die kruis nie, maar hy bewys dit elke liewe dag aan ons. En die vraag vir Leon en dalk vir jou vandag is ek 'n goeie vriend ook vir hom? Nou vandag kyk ons 'n bietjie na die tipe vriendskap van Christus van ons verlang, en ons kry dit daar in Openbaring 3 vers 20, en ek lees saam met jou. Hy sê, kyk mooi na my, ek staan by die deur en ek klop. As iemand dit hoor en die deur oopmaak, sal ek instap na hom toe. Ons sal saam eet, soos baie goeie vriende behoort te doen. Dit is so mooi. Jesus sê, ek staan en ek klop aan die deur, aan die deur van jou hart. Hy sê, en ek staan by die deur en klop, en as jy oopmaak, sal ek inkom en ek sal by jou kom eet, soos goeie vriende behoort te doen. Jesus praat van 'n vriendskaplike ete hierso. Nou, in daai tyd was daar nie restaurante gewees nie, weet, as iemand jou genooi het vir ete, was dit 'n groot hand wat iemand uitsteek vir vriendskap, om te sê, ek kies om saam met jou te eet. Om saam met iemand te eet was 'n big deal gewees, as ek so kan sê daai tyd. En daar het iets gebeur wanneer Jesus saam met mense geëet het. Baie mense sal vir jou sê, Jesus het soms sondaars uitgang, so ek en jy moet ook, en dit is 100% waar, maar wanneer hy saam met mense geëet het, dan was daar 'n verandering. Mense se lewens het radikaal verander. En as jy gaan kyk na die Grieks, en ek gaan nie daarop uitbrei nie, dit praat van 'n herstel, dit praat van 'n regmaak, 'n heiligmaking in hierdie proses. So wanneer ek en jy die deur oopmaak, en Jesus sê, kom in, en hy kom in en hy sit, en ons het hierdie vriendskaplike ete, en daar's 'n intimiteit tussen my en Christus. Die Here sê, ek en jy ons is onveranderd, ons is veranderd na daai ete. Ons lewens verander radikaal, ons is anders, ons dink anders, ons droom anders, ons lyk anders, ons tree anders op. Jesus sê, daar's 'n transformasie wat plaasvind, wanneer ek en jy saam met hom eet, wanneer ons daai deur oopmaak. En nou vra ek vir jou vandag, het jy al oopgemaak? Ek beleef dat die Here by die deur van soveel mense staan en klop, en dat mense nog net nie daai deur oopgemaak het. En soms is daar verskeie redes, party mense glo hulle is nie goed genoeg nie. Hier is die realiteit, ek is nie goed genoeg nie, jy ook nie. Tog kies Christus om vir ons te sterf, tog kies hy om by ons te kom eet. So, ek wil vir jou sê, die verskonings wat jy het, dit wat jou terughou, dalk is jy net te besig in jou lewe waar jy is om die deur oop te maak, maar is ek seker dat ek daai deur oopgemaak het, dat Christus inkom, dat hy by my kom sit en eet. Daai intieme ete, daai ete wat my lewe radikaal en onherroepelik verander. Dalk moet jy vandag die deur oopmaak. Ek weet nie waar jy in jou lewe is nie. Dalk beleef jy in hierdie woorde, hoe die Here vir jou sê, my kind, as ek staan by die deur en klop. Al wat jy moet doen is jy moet oopmaak. It's amazing, die Here ons so lief het. Hy sê nie ons moet na hom toe kom, en hy sê kom klop by my, en as ek voel ek wil oopmaak, dan sal ek. Jesus sê, ek is reg. Ek is reg vir 'n verhouding met jou. Ek sien uit om in 'n vriendskap met jou te staan. Ek staan by die deur en klop. Ek reik eerste uit. Hy sê hy het ons eerste lief gehad. Kom ek en jy maak oop. As jy onseker is vandag, bid hierdie gebed saam met my. En ons sê net vanoggend vir die Here, ons laat hom in. Ons wil saam met hom eet. Ons kies hom. Ons nooi hom in met oop arm, ontvang hom soos 'n goeie gasheer. Kom ons bid saam. Vader, ons eer U, Here, en ons sê vir U dankie vir U seun. Here, dankie dat U sê U staan by die deur en klop. Dis ons gebed en ons begeerte vandag, Here, mag ons die deur kom oopmaak. Meer as dit, Here, ons wil U kom in verwelkom. Ons wil sê, Here, dankie dat U inkom. Dankie dat U by ons kom aansluit. Dankie dat U saam met ons kom eet. Dankie vir die transformasie, vir herstel, vir regstelling. Here, dankie dat ons weer in 'n hegte verhouding met U kan staan. En dit alles, net omdat ons 'n deur oopgemaak het. Dit alles net omdat U by ons kom sit en saam met ons kom eet. Here, dankie dat U ons lei. Heilige Gees, dankie, Here, dat U kragtig in ons lewe werk. Dankie, Here, dat U met ons wil vriende wees. Ten spyte van wie ons is, wat ons al gedoen het. Here, dankie dat U verby dit alles kyk en die potensiaal in ons raak sien, Here. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen.
Dankie dat jy saam met ons kuier. Ek sien uit om môre weer lekker saam met jou te kuier. Jy moet 'n fantastiese dag verder hê. Ek sien jou môre. Totsiens.